Goeiemôre broers en susters van Nelspruit en besoekers. Ons het net 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Eerstens wil ons met leedwese bekend maak die afsterwe van broeder Arnold van der Merwe van die Gereformeerde Kerk Barberton. Julle baie sal hom ken, hy is al baie jare daar. En ek wil vra dat ons as 'n blyk van meelewing sal opstaan vir 'n oomblik asseblief. Dankie. Ek kan ook dan net noem dat die troostdiens sal dan eerskomende Dinsdag vanuit ons gemeente hierso bedien word. Dan wil ek ook bekend maak dat Dominee Pieter Venter nie die beroep opgevolg het nie. Ons bid vir hom die seën van die Here toe, ook in die bediening van Gereformeerde Kerk Hoëveld. En die kerkraad vergader op 1 Desember weer, die Breekkerkraad, waarna ons die pad vorentoe met julle sal kommunikeer. Kollektes vanoggend by die deure is vir barmhartigheid en by die onder die diens barmhartigheid en by die deure is dan vir Bybelverspreiding. Katekisasiekinders daar's hierdie jaar op 16 November is dit 'n afsluiting vir die hoërskool en die laerskoolkinders. So asseblief ondersteun dit ook. En alle laerskoolkinders word gevra om ook na die erediens net hier by mekaar te kom hier by die orgel. By Tannie Maritjie om net liedere te oefen met die oog op die Kerssangdiens. En weens die eksamens wat aan die gang is, sal daar natuurlik nou nie vanaand koffiekroeg wees vir die hoërskoolkinders nie. En ons wil ook dan net vir die veterane laat weet dat julle sal die uitnodigings ontvang van die afsluitingsete na afloop van die erediens. Anne-Marie het gevra ek moet dit net so aan julle kommunikeer. En dan wil ons ook vir alle nuwe intrekkers, as daar is vanoggend, of besoekers wat graag by ons wil aansluit, dat ons vra dat julle net na die afloop van die erediens die ouderling aan diens, broeder Gert, hierso voor by die preekstoel sal ontmoet, sodat ons julle inligting kan ontvang. Dit is dit, en dan sê ons vanoggend weer baie welkom vir Emeritus Dr. Bram Kreer, wat vir ons die erediens gaan lei. Hy sal dit ook vanaand doen, en ek wil julle aanmoedig om ook vanaand se erediens by te woon. Baie dankie. Dankie. Goeiemôre broers en susters en kinders. My wonderlike voorreg om vanoggend hier by julle te wees, en is my gebed dat ons 'n betekenisvolle ontmoeting met die Here sal hê op hierdie oggend. Ek gaan so reël dat ons wotum sing uit Psalm 122 vers 1. Ek wil vra dat ons maar staan dan. Psalm 122 vers 1, daarna sal ek die seën uitspreek en ons loflied direk daarna uit Psalm 118 vers 1 en 2, waarna ons saam belydenis van ons geloof sal doen. So ek vra dat daar waar jy sit, net ons 'n oomblik sal oë toemaak, vra dat dit sal stil word in ons harte, en dat ons dan ons wotum sal staan om die wotum te sing. Net so 'n halwe sekond stilte tyd. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons doen saam belydenis van ons geloof en kom ons laat nie toe dat dit net 'n blote ritueel is nie, maar ons bedoel dit in ons harte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, vir ons voorootmoediging gaan ons blaai na Romeine 12 toe. Ek gaan maar weer herinner, soos ek altyd doen, dat ons luister na die Here se instruksies oor hoe om te lewe by ons voorootmoedigingsdiens. En in Exodus 20 word dit so mooi vir ons duidelik. Hy sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. En dan sê hy, dit is hoekom jy so en so en so sal leef. Jy sal God lief hê bo alles en jou naaste soos jouself. So ons leef volgens God se instruksies. En ons kry dit in verskillende plekke in die skrif. In Romeine 12 gee 'n wonderlike opsomming. Julle liefde moet ongeveins wees. Dis nie voorgee nie, opreg. Verafskiet die kwaad, hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Beteken, kyk hoe jy ander mense kan eer betoon sonder om te wag op hulle. Moenie traag wees in julle toewyding nie, bly geesdriftig, hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop, wees standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges, lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is, treur saam met diegene wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here, maar as jou vyand honger is, gee vir hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Dis 'n idioom wat beteken, jy maak hom skaam. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Jy, as kind van God, deur hom gered, moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin jy die kwaad deur die goeie. En dan, in Filippense 4, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deug
of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Ons rig ons gedagtes op die dinge van God. Kom ons antwoord hierop deur saam te sing uit Skrifbelyning 14, 1 vers 1 en 3. Ek wil net vra, het ek nou 'n fout gemaak met daai eerste lied? Ek is jammer. Het ek hom nie opgegee nie. Ek het deur mekaar geraak, dink ek, met Barberton se. So, ekskuus daarvoor. Maar ek dink hierdie een is daar, né? Skrifbelyning 14, 1 vers 1 en 3. Kom ons bid saam. Ons troue Vader in die hemel, ons loof en prys u groote naam, want u is die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees. U is van ewigheid tot ewigheid en ons buig in aanbidding voor u. U is ons Vader. U is die skepper van hemel en aarde en alles wat daarin is. En u is die een wat alles versorg. Elke druppeltjie reën, elke asemteug wat ons gee, elke blommetjie, elke goeie gawe kom van u. U sorg vir ons en ons hoef oor niks bekommerd te wees nie. Ons vra u gereeld, gee vir ons daaglikse brood en u gee vir ons selfs meer as ons daaglikse brood. Ja, u sorg vir ons met oorvloed, met genade elke dag. Maar Vader, u het ook vir ons verlossing bewerk deur Jesus Christus. O Seun, ons loof en prys u, dat u na hierdie aarde gekom het, dat u uself verneder het, dat u mens geword het, en dat toe die lyding swaar geword het, u nie teruggedraai het nie, maar u die pad na Golgotha gestap het, en in ons plek aan daardie kruis gaan hang het. O Heilige Gees, ons loof en prys u, omdat u in ons harte kom werk het, vir ons geestelike oë gegee het, waarmee ons Jesus kan raak sien, as die Messias, as die Verlosser. En net dit nie, u lei ons ook elke dag
om nou te wandel, om te leef, op die paaie wat in die woord vir ons gebaan is. Ons dank U, Here, dat U vir ons U woord gee, waaruit ons kan leer, waaruit ons U kan leer ken. En ten spyte van U goedheid moet ons bely dat ons maar baie keer nog steeds dwaal, dat ons sondaars is, dat die ou mens in ons nog dikwels na vore kom. Ons bely dit, maar ons dank U ook dat ons mag weet dat daar geen veroordeling is vir hulle wat na U toe kom nie. Ja, dat U ons nooit sal verstoot nie. Maar daarom vra ons U ook om ons te help en te lei en krag te gee om weerstand te bied, selfs ten bloede toe, sodat ons die kwade met die goeie sal oorwin. Ons smeek U vanuit ons afhanklikheid aan U, dat U ons sal versorg steeds met al die goeie gawes wat ons net van U af kan ontvang. Gee dat ons U woord sal uitdra, gee dat ons as U disipels sal leef, en ons bid, Here, vir hierdie gemeente. Ons hoor die dominee wat nie opgevolg het nie, die beroep opgevolg het nie, daar is nog onsekerheid en werk wat voor lê, en daarom bid ons ook dat U die gemeente sal seën, dat U vir Dirk en sy gesin sal seën, in die bediening hier en in Barberton, dat U die gemeente sal seën, dat hulle van krag tot krag sal gaan, maar so ook met elke lidmaat. Ons bid dat U sal wees met hulle wat oud is en siek is en eensaam, hulle wat verward is, hulle wat twyfel, hulle wat aanvegtinge het, hulle wat een of ander verslawing het, een of ander hartseer, wat ander mense dalk nie eers van weet nie, een of ander twyfel. Ag Here, ons dra graag onsself aan U op en vra, hou ons vas in U liefde en in U genade. Ons bid hierdie dinge en al die ander dinge wat in ons hart leef, in die naam van ons Here Jesus Christus, want deur hom hoor en verhoor U ons. Amen. Geliefdes, ek gaan vir ons lees uit Jesaja 5. Jesaja 5 vanaf vers 1 tot 7. Ek wil, dis die Here wat praat, ek wil oor my geliefde sing, my geliefde se lied oor sy wingerd. En dan gaan dit na die tweede persoon te oor. My geliefde het 'n wingerd gehad op 'n vrugbare heuwel. Hy het dit bewerk, klippe uitgehaal en edeldruiwe daar geplant. Hy het 'n toring gebou in die middel daarvan en ook 'n giskuip daarin uitgekap. Hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe gelewer. Daarom, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, besleg tog tussen my en my wingerd. Wat moet nog aan my wingerd gedoen word, wat ek nie reeds daarin gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe gelewer? Daarom wil ek aan julle bekend maak wat ek aan my wingerd gaan doen. Ek gaan sy doringheining verwyder, sodat dit bewei word. Ek gaan sy gepakte klipmuur afbreek, sodat dit 'n vertrapte plek word. Ek sal dit 'n verwoeste plek maak. Dit sal nie gesnoei en nie geskoffel word nie. Doringstruike en onkruid sal opskiet. En die wolke sal ek opdrag gee om nie 'n druppel daarop te laat reën nie. Ons teksverse. Ja, die wingerd van die Here, heerser oor alle magte, is die huis van Israel. En die manne van Juda is die plante waarin hy hom verlustig. Hy het gewag op reg, maar kyk, daar was regskrenking, op geregtigheid, maar kyk, daar was net hulpgeroep. Ons sit net so, dan sluit ons die oë. Vader, ons het hierdie woord geluister, 'n eeueoue woord. Maak dit vir ons vandag nuut in ons harte en in ons siel, sodat ons U sal loof en prys en op U pad sal loop. Amen. Broers en susters, kinders, as jy een woord moes gebruik om Christendom te beskryf, wat sou jy gebruik?
as jy een woord, net een woord moes gebruik, om te sê, hier is die essensie van Christendom. Natuurlik is daar verskillende moontlikhede, baie. Maar ek hou nogal van die volgende een, en dit is, Christendom is disippelskap. Christendom is om 'n disipel te wees. Disipel is 'n volger, iemand wat volg. Hoekom hou ek daarvan? Want dit is mos wat Jesus in die groot opdrag vir ons sê. Ken julle die groot opdrag? Matteus 28 vers 19. Net voor hy in die hemel opgevaar, dan sê hy, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Dis Jesus se opdrag. Christendom is disippelskap. En dit is wat Jesus self ook gedoen het tydens sy bediening op aarde. Hy het disippels geroep, gesê, kom, volg my. En dan het hy hulle uitgestuur en gesê, gaan maak nog disippels, vermenigvuldig, word meer. Presies, hoe die kerk tot stand gekom het. Ek dink nie 'n mens sal 'n fout maak, as jy sê dat disippelskap, kardinaal eie is en deel is van Christendom. Jy kan nie 'n fout maak daarmee nie. Maar, natuurlik is disippelskap nie net 'n Nuwe Testamentiese ding nie. Inteendeel, hierdie gedeelte wat ons gelees het in Jesaja 5, praat eintlik oor disippelskap in 'n Ou Testamentiese konteks. So ons kan hier iets gaan leer wat die essensie is van wat dit beteken om 'n disipel te wees. Dit sê vir ons wat ons veronderstel is om te bedoel as ons sê dat ons disippels van Christus is. Kom ons kyk nou na disippelskap in die lig van Jesaja 5. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, is een van die gelykenisse wat in die Ou Testament gebruik word. So, ek weet nie of julle weet nie, maar 'n gelykenis is eintlik maar net niks anders nie as 'n uitgebreide storie. En in daardie storie kan daar een of meer punte van vergelyking wees. So daar word iets vergelyk in 'n storie. Verder kan ons sê dat 'n gelykenis 'n aardse storie is wat 'n goddelike waarheid verwoord. Iets wat God wil hê, wat die Here wil hê, ons moet hoor. En meestal is daardie goddelike waarheid wat ons moet hoor, het iets te make met die koninkryk van God. Wat beteken die koninkryk van God? Die koninkryk van God beteken eintlik, as mens praat van 'n koninkryk, dan dink jy aan 'n plek. Dit is nie 'n plek. Dit gaan oor die koningskap van God. Die feit dat God koning is in jou lewe. Dis waarvan ons praat, as ons praat oor die koninkryk van God. Dit is wat bedoel word, want God heers oor ons wanneer ons tot geloof in Jesus Christus kom. So as 'n mens nou hierdie gelykenis lees, is dit duidelik dat God sy volk, Juda en Israel, in hierdie gelykenis vergelyk met 'n wingerd, met 'n druiwepreel, vers 7. Daar's baie ander plekke in die Bybel wat die Here ook sy volk vergelyk, sy Ou Testamentiese volk vergelyk met 'n wingerd. Psalm 80 vers 9 tot 12. U het in Egipte 'n wingerdstok uitgetrek, u het nasies verdryf en hom geplant, u het voor hom skoongemaak, hy het wortel geskiet en die land vol gerank. Berge is deur sy skadu oordek, die magtige seders deur sy takke, hy het sy ranke uitgestoot tot by die see en sy lote tot by die rivier. Nou so 'n terugblik oor die Here wat Israel uit Egipte gaan haal. Dan, Jesaja 27, op daardie dag sal daar 'n pragtige wingerd wees, sing daaroor. Ek, die Here, hou daaroor wag, gee dit telkens water, sodat niks dit sal skade doen nie. Daarom hou ek dag en nag wag daaroor. Pragtige beelde. Jesegiel 19. Met jou moeder was dit soos 'n wingerdstok in jou wingerd, by water geplant. Het was vol lote en vrugte van die oorvloed van water. Dit het sterk stamme gehad, geskik, onthou hierdie woorde, sterk stamme gehad, geskik vir die scepters van heersers.
Die top daarvan was hoog, bo tussen die ranke, uitkenbaar aan sy hoogte, aan sy baie blare. Hierdie gelykenis, broer en suster, vertel van God se sorg vir sy wingerd. In pragtige beeldspraak, en hy praat van Israel en Juda, die Ou Testamentiese kerk. Hy het die beste moontlike omstandighede geskep, sodat Israel kon gedei. Die grond is omgespit, sê hy. So daar is groeigeleenthede geskep deur die profete wat gepreek het en deur die woordverkondiging van die Ou Testament. Die klippe is verwyder. Onthou julle die Nuwe Testamentiese gelykenis van die saad wat op 4 plekke val? Party het op klip geval, klipbank, en dan is daar nie plek vir die wortels om te groei nie. Nou sê die Here, by hierdie wingerd het ek die klippe uitgehaal, sodat my volk diep kon groei. En verder, en veral, sê hy dat hy hierdie wingerd beplant het met veredelde druiwe. Die beste moontlike variëteit. Beteken, onder andere, dat Israel nie iets was deur hulle eie meriete nie. Maar die Here het hulle edel gemaak, die Here het hulle gekweek en gelei tot suiwerheid. Hy het hulle 'n heilige volk gemaak, afgesonder vir hom, aan hom toegewy. Hy het hulle nie net gesuiwer nie, maar hy het ook voorsorg getref dat hulle suiwer sou bly, toegewy aan hom. Want hierdie wingerd het selfs 'n dubbele omheining gehad. Daar was 'n doringheining en 'n gepakte klipmuur, het ons gelees. Party mense sê, dui op die offers en op die feeste wat die volk op God se pad gehou het. Maar dit is ook duidelik dat God hierdie wingerd van hom baie lief gehad het. Soveel so, dat hy 'n wagtoring daarin gebou het. Vanuit hierdie wagtoring is daar wag gehou oor die wingerd, om te kyk dat daar nie diere, bokke en skape en goeie donkies is wat inkom en die wingerd kon vernietig nie. En ook is daar van die uitkyktoring af gekyk dat daar nie diewe inkom en hierdie druiwe wil kom steel nie. Selfs meer nog, ons weet dat in daardie tyd baie mense wat in die stede gebly het, 'n stukkie grond buite die stad gehad het, waar daar 'n wingerd was. En in daardie wingerd het hulle dan hierdie wagtoring gebou, en daardie wagtoring was soos 'n somerhuis, soos 'n vakansiehuis. Dit was 'n plek van ontspanning, 'n plek waar hulle vreugde gevind het, om in die warm somer, of warm tye daar te gaan, iewers op die dak sit, en die wyntjie ervaar, en oor die wingerd te kyk, en om te verlustig. Kry julle die beeld, hoe God sê, so het ek gesorg vir my volk, vir my wingerd. Ek het behaag daarin gehad. Dit was vir my wonderlik, hierdie pragtige wingerd. Maar geliefdes, as God dan soveel sorg bestee aan sy wingerd, sou 'n mens en God sekerlik vrugte kon verwag op sy tyd. Vers 4. Goeie vrugte, sappige, groot, pragtige druiwe. Goed om jou sap te maak, goed om jou wyn te maak, om rosyne te maak, lekker om sommer net so te eet. Prima, uitvoergehalte. Dis wat 'n mens sou verwag as die wingerd so versorg was. Maar die teendeel blyk die waarheid te wees. Daar staan, dit het wilde druiwe gelewer, die 33 en 2020 vertaling. Suurdruiwe, sê die 83 vertaling. Die Hebreëse woord egter, ba'as, bedoel regtig waar stinkende vrot druiwe. Vieslik, walglik. Hierdie is presies dieselfde woord as dit gebruik word van die Nylrivier, wanneer die paddas daarin vrek. Dit stink. Het word gebruik van die wonde van soldate wat sleg word. Dit word gebruik van die reuk van lyke wat verrot in die son. Stel jouself voor,
Jy sien hierdie pragtige vrug, hierdie pragtige druif. En jy hap hom. En dis 'n walglike, vrot ding in jou mond. Besmet. Nou ja, geliefdes, disippels dra ons heerlike vrug, sappige druiwe. Maar as disippels nie meer sappige druiwe dra nie, maar vrot word, dan sal hulle nie meer anders en edel is nie, dan deug hulle vir niks meer nie. Jesegiel 15 vertel iets. Die woord van die Here het tot my gekom, mensekind, wat gebeur met die hout van die wingerdstok anders as met al die ander hout gebeur, met al die takke wat aan die bome van die bos was? Word van die wingerdstok hout geneem om iets bruikbaars van te maak? Of neem 'n mens 'n stuk daarvan om 'n pen te maak om iets daaraan op te hang? Kyk, dit is vir die vuur bestem as brandhout. As die vuur sy 2 punte verteer het, sy middelstuk is verkoel, sal dit deug vir iets bruikbaars? Kyk, toe dit nog ongeskonde was, kon daarvan nie eers iets bruikbaars gemaak word nie. Veel minder kan daar, nadat dit verteer is, verkoel is, iets bruikbaars van gemaak word. Druiwehout is nie op sigself 'n waardevolle hout nie. Dis nie soos die seder of soos die eike nie. Jy kan nie planke daaruit maak nie, jy kan nie gebruiksvoorwerpe daaruit maak nie. Nee, wingerdhout is gemaak om druiwe voor te bring. Anders is dit waardeloos. Nul werd. So die Here het goeie druiwe verwag. Hy het vrot druiwe gekry. Geen wonder, hy het sy volk in ballingskap laat gaan nie. Daar, in die vreemde, waar alle voorregte hulle ontneem is, waar al die heininge verwyderd was, het daar tog uiteindelik 'n oorblyfsel uitgegroei. Die oorblyfsel word in Jesaja 11 vers 1 die loot genoem. En hy is Jesus self, die Messias, wat uiteindelik gebore is uit daardie oorblyfsel. Ja, my broer en suster, daar is geen einde aan God se liefde nie. In Jesegiel 19 vers 14 wat ons gelees het, word gesinspeel op druiwehout wat geskik was om 'n koninklike scepter te maak. Jesus is die koninklike scepter wat God se treurlied oor sy wingerd, oor sy disippels, in 'n juiglied, in 'n loflied verander. In Jesaja 5, net na ons geleesde stuk, word uitgespel wat die volk se sonde was, die stinkvrugte wat hulle voortgebring het. Daar staan vers 8, ongetemde kapitalisme, waar alles in hulle lewens gegaan het oor rykdom, oor voorspoed, oor eiendom, oor welvaart, oor die beste moontlike rykdom wat mense kon bymekaar maak. Vers 11 praat oor dronkenskap, 5 partye, binge drinking soos ons dit ken. Vers 13 praat daarvan dat hulle gebrek gehad het aan kennis van God en sy wil. Vers 15 praat van hoogmoed, die eie ek, die eie wil, beterweterigheid. Vers 18 praat oor twyfel aan God se goeie wil vir sy kinders. Vers 20 praat van morele verval, waar dit wat goed is sleg genoem word en wat sleg is goed genoem word. In vers 23 staan daar, hulle ontvang omkoopgeld en verdraai die geregtigheid van God. Geliefdes, Israel, God se disippels in die Ou Testament was skuldig aan al daardie dinge en meer. En vandag is ons, die kerk, God se volk. Ons is die disippels. Ons is die disippels. Ons is God se volk. En daarom bly die eeueoue vraag ook aan ons. Kry die Here by ons
goeie vrugte? Of stink ons ook? Kry die Here by ons goeie vrugte? Nou moet ons eerlik sê, as ons die skrif lees, moet ons erken dat ons ook van nature stink. Dis ons natuur. Ons het net soos ou Israel verword. Staan in Romeine 3, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat God soek nie, almal het afgedwaal, almal het onthaar, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Is 'n ontsettende gedeelte in die skrif. Maar weet jy wat? Nou doen die Here ook ongelooflike moeite met my en met jou. Selfs dalk nog meer as met Israel van ouds. Want uit daardie oorblyfsel, die gebrande stuk afval wingerdhout, het die Here inderdaad 'n koninklike scepter gemaak. Jesus Christus. Hy gee sy eie seun, wat die nuwe muur rondom sy disippels is. Wat die doringheining is vir sy kinders. Wat sy disippels bewaar en versorg, sodat ons die goeie vrugte kan dra, wat by die bekering pas. Matteus 3 vers 8, Lukas 3 vers 8. Die seun wat vir ons intree, Romeine 8 34, Hebreërs 7 25, 1 Johannes 2 vers 1. En nog meer, die Vader en die Seun gee ook vir ons die Heilige Gees, wat ons leer, wat ons begelei, wat ons sterk maak. En die Heilige Gees self tree ook, Romeine 8:26, vir ons in met onuitspreeklike sugte. Hoor jy die moeite wat God met jou doen, disipel? Hoor jy? Hy het sy Seun gegee, nou nog vir jou intree, Heilige Gees, wat jou lei en begelei. Wat kry die Here by ons? Mooi druiwe? Hierdie beeld van die wingerdstok vind waarskynlik sy hoogtepunt by aand wanneer Jesus verraai word. Ons lees daarvan in Johannes 15. Ek verduidelik. Ons weet dat die poorte van die tempel, groot poorte, bo op dit uitgekerf in die hout, was daar 'n relief met 'n wingerd. En daar was ook 2 groot pilare, hoë pilare, met van goud gemaak, 'n druiwe rank, die ene, en 'n druiwe rank. So daar by die tempel, is elke keer as iemand daar verbykom, dan sien hulle op die deure en op die pilare, hierdie druiwe, hierdie prieel. So, die druiwe motief daarop. Nou weet ons dat Jesus was met Pasga in Jerusalem. En hy was in die tempel. So hulle dit gesien en dan hulle moes een of ander tyd daar verbygestap het en dan in Johannes 15 sê Jesus, ek is die druiwestok, julle is die lote. En hoe ryk gaan hierdie beeld van die druiwe, van die disippelskap en die druiwe dan nie vir ons oop nie. Die wingerdscepter word nou die ware wingerdstok. Wie is die disippels? Die lote wat ingelyf is op die wingerdstok. Dis ek en jy. Dis ek en jy. Hoe gepas is dit dan nie, dat julle wat een van die dae nagmaal gaan gebruik, gaan drink van die vrug van die wingerd, die wyn, wat ons herinner hoe vas disippels aan die wingerdstok moet wees. Dis sy sappe wat in ons vloei, sodat ons ware disippels kan wees. Ons lees in Johannes 15, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot uit sy eie nie vrugte kan dra nie, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Hy dra baie vrug. So geliefdes, as Israel, die Ou Testamentiese disippels, 'n veredelde druiweprieel was, wat is ons? Die Nuwe Testamentiese disippels dan. Weet jy wat noem die Here julle? En ons. Weet julle? 1 Petrus 2 vers 9. Julle
daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet vertel, verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig toe. En daarom verwag God van ons, om werklik vrugte te dra, disippels te wees, wat weer disippels maak, so ver as het ons gaan. Ons is rolmodelle, 'n mirtegeur, deur ons doen en ons late. Die manier waarop ons optree, en die manier waarop ons nie optree nie. So daarom, weet julle, maak gereed om nagmaal te gebruik. Laat die nagmaal minstens 3 dinge vir jou doen. In die eerste plek, verseker dit jou van God se liefde, van sy sorg, vir jou, wat deel is van sy wingerd. Hy het jou geanker in Jesus Christus. Onthou dit wanneer jy die nagmaal gebruik. Wanneer jy daai wyn drink, onthou, dit is Jesus se sappe, dit is sy liggaam wat vir my gebreek is. Jy is sy disipel. Jy word dit nie nog nie. Dis wat die nagmaal vir jou sê. In die tweede plek, moet jy vir jouself by hierdie nagmaal vra, tree jy op, soos wat hy by 'n disipel sal verwag? Dra jy goeie vrug? En maak jy moeite om die stinkende vrug in jou lewe uit te skakel? En dan, in die derde plek, nie een van ons is volmaak nie. Ons struikel soms. En daarom verseker die nagmaal ons weer, Jesus het gesterf, en die Gees het jou deur die geloof wat hy in jou gekweek het, weet dat Jesus sterf het, jou 'n disipel van Jesus gemaak. Daarom word ons opgeroep dat hierdie disipelskap altyd weer en meer en meer deel sal wees van ons lewens. Jy doen die dinge wat jou rabbi, jou leermeester jou kom leer het, eie is aan sy disipels, toe hy aarde toe gekom het, vir ons die pad kom wys het. Geliefdes, mag ons inderdaad 'n pragtige druiwestok in God se tuin wees. Die wonderlike, soet, sappige vrugte tot die eer van sy naam. Amen. Kom ons bid. Vader, hoe kan ons ooit dankie sê? Hoe kan ons ooit regtig waar verstaan hoe groot u sorg, u moeite vir ons is? Ons wat sondige, nietige mense is, dat u seun stuur om ons te kom verlos, te kom vrymaak, dat jy ons inlyf in Christus, sodat sy sappe deur ons vloei. Gee dat hierdie sappe van Jesus in ons sal vloei en ons die vrugte sal dra wat pas by die bekering. Vergewe ons vir elke keer wat ons nie daardie vrugte dra nie. Maar dankie dat daar aan u liefde nie einde is nie, dat u nie met ons moed opgee nie. Hoor ons, verhoor ons om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die kollekte en daarna gaan ons weer saam sing. Broers en susters, ek is vanoggend so deurmekaar hier so by julle. Ek het net nou die Skrifbring 14 laat sing, net ek. Rolf, is julle reg? Kan ons 2 liedere na mekaar sing? Skrifbring 14 eers en dan Skrifbring 5. Is dit reg so? Sal dit reg wees? Goed, skies julle daarvoor. Kom ons sing lekker saam.
Geliefdes, ontvang die seën van die drie-enige God, sodat jy hier kan uitgaan en wonderlike vrugte vir die Here gaan dra. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.